Môre. Lekker om julle almal te sien en weet ons is almal hier vir dieselfde rede. Hier kan maar agter toe beweeg. Dis hy. Ons praat al 'n ruk oor die laaste, as ons die reeks so saam volg. Ons gepraat hoe ons mense moet hanteer. Ons met mense moet wees. Ons het gepraat oor ons autoriteit laasweek. En toe ek voorberei het, ek bietjie short notice gehad, maar dis okay. Toe dit by my hart opgekom, die swart skaap. Baie van ons Afrikaners is altyd die swart skaap. Laaste in die ry, laaste om te erf, laaste om te kry. So vandag praat ek met die swart skaap, as jy jouself as 'n swart skaap sien. Ek lees ook raak, daar's 'n gesegde wat hulle gesê het, as jy val, sal ek altyd daar wees vir jou. Liefde, die vloer. Waar kom hierdie gesegde vandaan? Mense is daar altyd familie, bekleierery is, ag ek is nou maar net die swart skaap. Ek kry maar altyd die kort kant van die stokkie. Hoekom kry almal anders dit altyd beter as ek? So as ons kyk na die swart skaap, waar dit begin het. So as jy kyk na die landbougemeenskappe, die witwol was baie meer waardevol. Natuurlik, want jy kon dit kleur. Probeer op 'n swart papier, probeer met 'n blou pen op 'n swart papier teken of 'n prentjie maak. Dit gaan baie moeilik wees, maar as jy 'n wit papier het, dan kan jy hom lekker inkleur en te kere gaan. En die swart skaap, hy kan nou niks daaromtrent doen nie, dis maar net sy genetika. So dit was minder gewild en beter wins om 'n wit skaap te hê. So hulle doelbewus, die boere daai tyd doelbewus met die spesifieke wit skape die kudde probeer verder voortvat, sodat hulle minder swart skape het en minder daai ongewenste standaarde hê. So met deel van tyd en deel van 'n handeltyd het die swart skaap 'n spreekwoord geraak, wanneer jy nie inpas nie. En dis nie noodwendig dat jy sleg is nie, maar omdat jy uitstaan tussen die wit skape. So, ons gaan kyk na 'n verdere boodskap vandag. 'n verdere boodskap omtrent dit. So, dit was nie 'n simbool van minderwaardigheid nie. Dit was 'n simbool van dit was 'n moeiliker mark om mee te werk. En dit wys juis na die verlore skaap gaan ons kyk vandag. En jy voel soms soos 'n swart skaap. En ons gaan kyk hoe ons nader aan die Here kan beweeg. En ons gaan kyk na die vergelyking van Christus. En as ons kyk na die swart skaap, is die een wat anders is. Dis die een wat nie inpas nie, saamwerk nie. Die een wie daaroor gepraat word. Die een wat nie inpas by die familie nie, of kerk, of samelewing, of waar ook al nie. En vandag wil ek vir julle sê, wat mense jou noem, is nie wat God jou noem nie. Jesaja 49 vers 15 tot 16 sê vir ons, kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor 'n kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou sy so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie, en ek het jou naam in my handpalms gegraveer, ek sien jou mure altyd voor my. Mense vergeet, families breek, en vriende draai weg. Soos almal is dit mens.
En wat vir my uitstaan is die vergelyking daarvan. Dis 'n simboliese, as jy kyk na Jesaja, God skryf nie net ons name, hy grafeer dit in sy handpalms. Wat wys hoe ernstig hy oor ons is en hoe belangrik hy ons ag. Dis 'n spreekvorm van ons is altyd by hom. Ons is altyd met hom. En jy's nie 'n fout in sy storie nie. Jy's nie 'n fout of 'n swart skaap in sy plan nie. En die herder ken hom nog steeds op die naam. Lukas 15 vers 4 sê vir ons, sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg is, totdat hy hom kry. Dit wys God se karakter, is die woorde van Christus. Tussen die 100, tussen die 99 het hy nog steeds die een gaan soek. Jy kan voel jy is die swart skaap, maar dis die skaap waarvoor hy ook loop. Die ongewenste skaap, die ongesoekte skaap, die een wat niemand van hou nie. Weet daarom die Here like jou. En ons gaan dit oorbeweeg, want ons almal het tekortkominge. Ons almal het sonde, ons almal het foute. Ons kan eintlik onsself almal as 'n swart skaap sien. Ongewens, onheilig om in God se koninkryk te kom, God se koninkryk te behaal. Maar die Here worry nie daaroor nie. Die Here worry nie of jy 'n swart skaap is nie. Hy kan jou omswaai in 'n wit skaap. Hy kan jou anders te maak, verander. En wat verander ons? Dit is om 'n soektog na die Here toe te poog, na die Here toe te soek. Jesaja 1 vers 18. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Dis niks in ons poging of in ons krag wat ons kan reinig of heilig maak nie. Dis net God se genade. By God is daar nie 'n swart afdeling nie. Die Here vergewe en hy maak volkome. Daar's 'n doel, daar's 'n plan. Jy is nie bedoel om 'n swart skaap te wees wat se wil nie gesoek word of ongewens is nie. Die Here het jou gemaak. Elkeen van ons hier het 2 oë, 1 neus, 1 mond, 2 ore, 2 voete, 2 hande. Ons almal, as jy net 'n buitelyn teken van 'n persoon, lyk ons almal eintlik maar dieselfde. Ons almal is in dieselfde beeld geskape. En dis vir ons moet inbeweeg en dat die Here die verandering maak, dat jy nie meer die probleemkind is nie, jy is nie meer die teleurstelling nie, jy is nie die een wat misluk het nie. En dan swaai jy dit om, ek is gekies, ek is geliefd, ek is gereinig en ek is geherstel. Deur die bloed van die lam. Die wêreld, vriende, familie, kyk na jou verlede, maar wat God doen, hy kyk na jou potensiaal. Dis die God wat ons aanbid, dis die God wie ons het, dit is waaraan ons moet vashou. Een ding wat ek baie sien is, dit wat in jou kinderlewe gebeur het, bly altyd by jou. Dit wat seer gemaak het, baie keer laat ons dit toe om ons te definieer. Ons almal het iets, daar's in elke lewe hier wat jy sit, het iets wat seer maak, iets wat gebeur het, iets wat in jou lewe gebeur het as 'n kind, of jou ouers was nie teenwoordig nie, of jou ouers was teenwoordig, of jy voel nie jy was geliefd gewees as 'n kind nie. Daar's soveel scenario's en soveel verskillende goed wat ons elkeen meer sit en meer werk. Mense verloor kinders, ouers begrawe kinders, en daar's soveel scenario's wat jy na kan kyk, en dit
bring jou meeste van die tyd in 'n posisie van, jy voel soos 'n swart skaap. Jy voel, daar's nie rigting nie, jy voel vergete, jy voel verlate. Die beste ding wat ek geleer het in my lewe, daar was 'n tyd wat ek, was so 6 maande, wat ek net gesit het sonder werk en ek het nie 'n werk gehad nie, ek het nie gevoel het 'n doel gehad nie, dit was nou 'n klompie jare terug al. En dat 6 maande gesit sonder werk, maar ek moes in daai situasie net opstaan en besluit het, wat gaan ek daarvan maak? Gaan ek bly glo die gedagtes om myself? Gaan ek bly glo ek gaan dit nie maak nie? Gaan ek bly glo ek gaan nie rigting kry nie? Gaan ek bly glo dat ek nie goed genoeg is nie? Dat daar nie rigting vir my is nie, dat ek maar nou net 'n swart skaap is? Die swart skaap kan niks daaraan doen nie, sy wol is nou maar swart. Hy is maar so gebore, dis genetika. En ons genetika is om na sonde toe te neig, ons genetika toe is om ons lewe in sonde, so meeste van die tyd glo ons die leuen van die duiwel. Ons glo die leuen, dat dit is nou maar wat dit is. My familie gaan my nie like nie. Ek is ongewens, hulle kom my maar net sowel nie gekry het nie. Mens kry mense wat so redeneer en ons sit later in die gat en ons grou hom al hoe dieper en dit raak net al hoe donkerder. En ons lê in die grond, ons bly net daai gat dieper grou. Maar daar's 'n hoop, daar's genade, daar's Christus. Ons moet vergeet daarvan. Ons moet wegbeweeg daarvan, die negatiewe gedagtes, die negatiewe konnotasie daarvan, en weet, ek het 'n God wat my lief het. Jy het ook scenario's, baie mense het nie hulle ouers gehad, met ouers groot geword nie, en dan vra hulle self, hoekom? Is ek nie goed genoeg nie, het my pa my nie lief gehad nie, my ma my nie lief gehad nie. Maar ons weet, 'n hemelse Vader het jou 'n rede gegee, 'n lewe gegee, 'n unieke identiteit, 'n unieke persoon wie jy is. En onthou vandag, skryf dit neer as jy moet. Plak dit op hoe ook al jou routine werk in die dag. Skryf op 'n papiertjie vir jouself, jy is nie vergete nie. Skryf jou naam. My situasie, Pieter, jy is nie vergete nie. Pieter, jy is nie afgeskryf nie. Pieter, jy is nie te ver nie. Ons skryf dit, so dit in jou kar se triespieeltjie. Herinner jouself van jou waarde. Herinner jouself dat jy goed genoeg is. In God se hande word swart wit. In God se teenwoordigheid word die verlore gevind. In sy genade word skaamte verander in identiteit. As jy voel, jy is die swart skaap, ons almal was al daar, gaan net huis toe, na God toe. God wag nie om ons te straf nie, hy wag om ons te dra. Hy soek die beste vir ons, die meeste vir ons. Jy is nie verlore nie, jy is nie vergeet nie, jy is gesoek, en jy is gevind, en jy is gewas, en jy is God se. En dis die voorreg wat ons het, dis die genade wat ons het, en dis die Here wat ons aanbid. Sluit maar net die oë. Here, U ken elke liewe hart hierso. U het ons gemaak om U kinders te wees. U het ons gemaak in U beeld. Waar daar mense is daar probleme. Dis ons neiging, dis ons sonde, dit is ons natuur. Ons kan nie weghardloop van wie ons is nie. Ons kan nie weghardloop van ons probleme nie. Ons kan nie weghardloop van ons vyande nie. Ons sal altyd 'n probleem ergens wees. Mens bly mens.
Maar Here, ons het 'n verlosser. Ons het 'n hemelse Vader wat genade bied, genade vir ons gee. Werk in elke hart, Here. Werk in elke lewe. Partykeer voel ons soos die probleem, en dan is dalk Here wat ons die slagoffer is. Ons alkeen U was al in een van die rolle. Ons is mens, ons kan nie alles reg doen nie, ons kan nie alles perfek doen nie. Maar Here, ek vra dat U in elke hart sal werk, dat elkeen hier sal weet, ek is goed genoeg, ek maak saak, en die bietjie wat ek doen, maak 'n verskil. Dit het 'n rimpel effek. As ons kyk na wat U gedoen het vir ons op die kruis, Here, het op die kruis gesterwe en die disippels opgelei om uit te gaan en disippels van alle nasies te maak, en die vroeë kerk het begin en alles het in plek begin val. Here, werk in ons harte, reinig ons harte, maak ons skoon, en dat ons sal weet, met U is ons altyd waardevol. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir Tannie Sonja oorgee vir die nagmaal. Goeiemôre. Ek wil vir julle 'n versie lees in die Bybel, Johannes 10 vers 10. Dit sê, die dief kom net, steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. Nou as ons dink, nou luister na die versie van oorvloed. Die Here kom nie en hy maak 'n belofte van oorvloed. Ek gaan vir jou 'n B&B gee of ek gaan vir jou baie geld gee nie. Die oorvloed wat die Here hiervan praat is geestelike oorvloed. Die oomblik wat jy jou hart vir die Here gee, glo in die Here en jy lewe volgens sy woord, weet jy dat jy die ewige lewe gaan hê. Dat al sterf jy, is dit net hierdie liggaam wat sterf, jou geestelike wese gaan voortleef. Maar soms lewe ons nie in hierdie geestelike oorvloed wat die Here vir ons gee nie. Ons maak ons eie probleme en dit raak naderhand vir ons te veel. So in plaas van om in vreugde, in geluk en in vrede te lewe, leef ons onder hierdie wolk van ons sonde wat met ons opvang. Die tronke is vol van mense aan wie die Here ook geestelike oorvloed, aan wie hy oorvloed beloof het. En ek wil vanoggend hê, as ons hierdie nagmaal vat, moet ons 'n bietjie gaan dink aan dit wat ons, daai geestelike oorvloed wat die lewe wat die God aan ons beloof het, wat dit 'n bietjie vir ons wegvat van ons. Ek wil hê ons moet gaan sit en dink, Here, hier is ek met 'n sondige natuur, maar U het aan my beloftes gemaak dat as ek na U woord lewe, sal U my sondes vergewe. Ek wil sê dat ons met elkeen hierdie nag kom, ons elkeen hier een van hierdie goedjies vat en dan gaan weer sit, en as jy dit neem, dink, Here, wat is dit vanoggend wat U wil hê ek moet aflê, sodat ek in U oorvloed kan lewe. Dat ons bietjie selfoordenking hou en dink, Jessie, ek vloek verskriklik baie of ek skinder verskriklik baie, en al daai dinge het tog maar 'n invloed oor hoe ons lewe. So ek wil asseblief vra dat julle elkeen vorentoe kom. Ek gaan gou bid en dan vra ek dat elkeen vorentoe kom. En vanoggend neem ons dit in oorvloed. Vanoggend neem ons die oorvloed wat die Here vir ons gegee het, wat hy aan ons beloof het in sy woord. Ons vra dat elkeen net, as ek klaar gebid het, vorentoe kom en vir u elkeen een hier kom haal. Dankie liewe Here vanoggend vir dit wat u in die woord vir ons gegee het. Dankie vir die belofte wat u aan ons gemaak het, dat ons kan lewe en dit in oorvloed. Soms, Here, druk die lewe, soms gebeur daar dinge in ons lewe, Here, wat buite ons beheer is, maar u gee vir ons die wete dat ons in geloof 'n bende kan stormloop, dat u ons sal uithelp. Maar God, soms doen ons verkeerd en dit maak ook dat die lewe daar is vir ons moeilik raak. Maar ek vra dat u vanoggend saam met ons sal gaan en dat ons sal besef dat ons u kinders is en dat u ons oneindig liefhet.
en dat wat ons ook al verkeerd in die lewe gedoen het, dat ons na U toe kan kom, aan die voete kom sit en om verskoning kan vra, en dat U ons sal vergewe. Dankie vir U genade, dankie vir die krag, en dankie vir die lewe wat U vir ons in oorvloed gee. Amen. Kan maar vorentoe kom en